Rigters, hoofstuk 3. Die volgende nasies het die Here in die land laat oorbly, sodat alle Israeliete wat geen ervaring met oorlog gehad het nie, daardeur getoets kon word. Dan sou die geslagte van die Israeliete wat geen ervaring gehad het in oorlogvoering nie, ten minste leer hoe om oorlog te voer. Hulle was die Filistyne met hulle 5 heersers, asook al die Kanaaniete, Sidoniërs en Jewiete wat in die bergwêreld van die Libanon gewoon het. Hulle woongebied het gestrek vanaf die gebergtes van Baal Hermon tot by Hamat. Om Israel op die proef te stel en om te weet of Israel al die gebooie van die Here wat hy hulle voorvaders deur die diens van Moses gegee het, sal nakom, was hulle nog daar. Dus het die Israeliete onder hierdie nasies gaan woon, die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete, as ook die Jebusiete. Hulle het ook ondertrou deur hierdie nasies se dogters as vroue te neem en ook hulle eie dogters aan die seuns van hierdie nasies as vroue te gee. Hulle het ook hulle gode begin dien. Die Israeliete het die rug op die Here hulle God gedraai deur die Baals en die Asheras, die heilige boomstamme, te dien. En op die manier het hulle gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Die Here was baie kwaad vir Israel. Daarop het hy hulle in die hand van Kusan-Risataim gegee. Hy was koning oor Aram Naharaim, ook bekend as Mesopotamië. Vir 8 jaar het Kusan-Risataim oor Israel geheers. En die Israeliete het om hulp geroep by die Here, en hy het vir Israel 'n verlosser verwek. Sy naam was Otniel. Hy was die seun van Kenas, wat 'n jonger broer van Kaleb was. Die gees van die Here was op hom, en hy het as rigter opgetree vir Israel. Toe hy uittrek om teen Kusan-Risataim, die koning van Aram, oorlog te voer, het die Here hom in die hand van Otniel gegee, en hy het die koning van Aram verslaan. Vir 40 jaar daarna was daar rus in die land. Otniel, die seun van Kenas, is toe dood. Tog het die Israeliete weer dit gedoen wat in die oë van die Here verkeerd was. Omdat die Israeliete gedoen het wat verkeerd was in sy oë, het die Here vir Eglon, wat koning oor Moab was, teen hulle versterk. Toe het Eglon die Ammoniete en Amalekiete bymekaar geroep. Hy het opgetrek, Israel verslaan en die Palmstad, wat ook bekend staan as Jerigo, verower. En Eglon, die koning van Moab, het vir 18 jaar oor Israel geheers. Weer het die Israeliete om hulp geroep by die Here, en hy het vir Israel 'n verlosser verwek. Sy naam was Ehud, die seun van Gera, uit die stam van Benjamin. Ehud was linkshandig. Toe stuur die Israeliete hom na Eglon, die koning van Moab, om hulle belastinggeld te oorhandig. Ehud het vir hom 'n kort swaard gemaak van 1 el, of ongeveer 45 cm lank. Die swaard het hy onder sy klere aan sy regtersy vasgemaak. Toe het hy opgegaan na Eglon, die koning van Moab, om aan hom die belastinggeld te gee. Eglon self was 'n baie vet mens. Nadat hy die belasting oorbetaal het, het Ehud die manne wat die geld gedraai het, weggebring. Maar hy het omgedraai by die gesneede beelde van Gilgal en vir Eglon gesê: "O koning, ek het 'n geheime boodskap om aan u oor te lewer." Toe sê Eglon: "Stil, wag 'n oomblik." Toe het al die mense wat by hom in die vertrek was, uitgegaan. Ehud het ingegaan na waar die koning in sy koel bokamer gesit het, wat net vir hom bedoel was. Toe sê Ehud: "Die boodskap wat ek bring is van God af." Daarop staan Eglon van sy troon af op. Ehud het die kort swaard wat aan sy regtersy was, met sy linkerhand gegryp en dit in die maag van koning Eglon gesteek. Dit was so diep dat selfs die hef van die kort swaard deur die vet omsluit is wat by die wond uitgepeel het. Hy het nie die kort swaard uitgetrek nie. Toe sluit Ehud die deure van die bokamer en ontvlug deur een van die portale. Hy was skaars weg toe die dienaars van die koning daar opdaag. Hulle het egter gesien dat die deure gesluit was en by hulle self gedink: "Hy sit seker op die toilet." Hulle het so lank gewag dat hulle nie meer geweet het wat om te doen nie. Maar niemand het die deure van binne af oopgesluit nie.
Toe gaan haal hulle 'n sleutel en sluit dit oop, en daar op die grond lê koning Eglon, so dood soos 'n mossie. En terwyl hulle verward rond staan en wonder wat om te doen, het Ehud ontvlug. Hy is verby die gesneede beelde reguit na Seira toe. Toe hy daar kom, het hy dadelik die ramshoring laat blaas in die bergwêreld van Efraim. Met hom heel voor het die ander Israeliete hom gevolg teen die gebergte af. Hy sê toe vir hulle: "Die Here gee die Moabiete, julle vyand, in julle hand. Volg my." Toe trek die Israeliete af na die Jordaanrivier en neem beheer oor die druwe na Moab. Hulle het nie toegelaat dat enige iemand deur die druwe gaan nie. Op die dag het hulle ongeveer 10.000 dapper en sterk manne van Moab doodgemaak. Daar het nie een weggekom nie. Moab is op die dag aan Israel onderwerp en vir 80 jaar daarna was daar rus in Israel. Samgar, die seun van Anat, was rigter na Ehud. Met 'n osdrywerstok het hy man alleen 600 Filistyne om die lewe gebring en op die manier verlossing vir Israel gebring.